by geheime wapens nommer 2. Ek gee vir jou die gereedskap om die plan wat die Here met jou lewe het in vervulling te laat gaan. Ons nou dag in die oggenddiens gesê by 'n familiebyeenkoms, die definisie van sonde is om die plan wat die Here met jou lewe het te mis. So sonde is nie hierdie goed wat mense doen nie. Die goed is net die vrug. Die wortel is, jy is nie besig om te doen wat die Here wil hê jy moet doen nie. Dan, as jy dit doen, dan mis jy die teiken, want dis die ander definisie van sonde, om die teiken te mis, om die doel te mis. En dan beteken dit, dat jy voor die Here gaan staan, en die Here gaan vir jou sê, het jy gedoen wat ek gesê het jy moet doen? En as jy sê nee, dan is die uitspraak, gaan weg, ek ken jou nie. Jy is op die aarde met 'n doel. En baie mense vra, maar hoe kom ek by daai doel uit, en hoe kry ek dit gedoen? So ons is besig met 'n 5 weke reeks daaroor, en die tweede wapen is die gawes en die talente waarmee jy gebore is. So daar is die skrifte wat jy moet lees, en 'n bietjie na kyk, en dan bespreek ons die stelling, what you are is God's gift to you. What you become is your gift to God. Met ander woorde, wat maak jy met die gawes en talente wat die Here jou gegee het? Gebruik jy dit? 2, gebruik jy dit tot eer van die Here, tot uitbreiding van sy koninkryk? So, as jy wil weet wat die Here se plan vir jou lewe is, dan is dit direk gekoppel aan jou talente, die gawes wat die Here jou gegee het. So, jy word gebore met die pakkie, maar jy moet dit ontwikkel wat die Here vir jou gegee het. Dit is jou verantwoordelikheid om te ontwikkel wat die Here vir jou gegee het. En dan groei jy eintlik in die Here se plan vir jou lewe in. So is nie een of ander mystieke geheim ernster nie. Die plan, jy word gebore met die plan van die Here. Die plan van die Here vir jou lewe is klaar in jou met jou gawes en jou talente. En eers as jy dit begin ontwikkel, begin jy groei in die purpose wat die Here met jou lewe het. So Dawid is ons voorbeeld, né? Hy kry hierdie boodskap van die profeet, jy is gesalf om die volgende koning te wees. So laasweek het ons oor salwing gepraat, om die hand van die Here op jou lewe te hê, om deur die Here afgesonder te word vir 'n werk, vir 'n taak. Maar hy gaan terug veld toe, hy's 'n skaapwagter. So hy daag nie op by die paleis en sê, die profeet het gesê, die Here het gesê, ek is die volgende koning nie. Dis wat baie mense die fout maak. Profesie oor jou lewe, nou wil jy opstaan en sê, nou is hierdie profesie oor my lewe in vervulling. Nee. Jy groei in die vervulling in. Jy bring jou kant om in die vervulling in te kom. Dit is kritiek belangrik dat jy dit sal verstaan. Hy bly 'n skaapwagter, maar hy's ook 'n harpspeler. So hy's getrou aan sy pa se opdrag vir sy lewe, fisiese aardse pa, skaapwagter, maar hy's ook 'n harpspeler. Hy worship, hy's eintlik 'n worshipper, né? En hy speel baie mooi harp. En omdat hy wat die Here vir hom gegee het, getrou gedoen het met sy hele hart, het sy gawes vir hom geleenthede geskep, sodat hy die koning kon word, waarvoor die Here hom geroep het. Dink jy regtig as hy nie getrou was om 'n skaapwagter te wees, en getrou was om 'n harpspeler te wees, sou hy ooit daar gekom het? Dink jy regtig hy sou? So, baie mense mis die plan van die Here met hulle lewe, want hulle sien die eindpunt en gaan nooit op die reis nie. Hulle sien die bestemming, maar gaan nooit op die reis nie. So hier's 'n ander aanhaling waaroor jy 'n bietjie kan praat. While you can't put in what God left out, you must work out what God has put in. So hier is die punt wat belangrik is. Moenie probeer wees wie jy nie is nie. Maak die beste van wie jy is. Moenie iets probeer doen wat jy nie geroep is om te doen nie. Doen waarvoor die Here jou geroep het en waarin jy die beste kan wees. En dit gaan groter deure vir jou oopmaak. Toe Dawid harp gespeel het, toe niemand hom gesien het nie in die veld, kon hy vir die koning speel toe hy moes. So, sy getrouheid, sy excellence in wat hy gedoen het hom geposisioneer vir uiteindelik die geleentheid wat aan sy deur geklop het. Omdat hy getrou was in sy intimiteit met die Here, omdat hy die Here leer ken het, omdat hy ervarings met die Here opgedoen het, waar niemand gesien het nie, 'n beer en 'n leeu verskeer het daardie ervarings hom voorberei, waar niemand gesien het nie, is hy voorberei vir die belangrike geveg teen Goliat, waar almal kon sien wie Dawid se God is en wie hy in die Here is.
So, die Here vat alles waardeur jy is, jy moet hierdie stelling bespreek, die Here vat alles waardeur jy is, elke les wat jy geleer het, en hy verbind dit, pair dit met jou getrouheid om die Here te bly dien, en om aan te hou ontwikkel wat die Here in jou gedeponeer het, om dan deur jou en vir jou te doen wat hy bestem het, jy vir hom moet doen. So kom ons wees 'n bietjie prakties hieroor, en ons bespreek 'n paar punte, so ek het 8 baie belangrike vrae wat ek vir jou gegee het in jou werksboekie. Wat gaan oor jou gawes en jou talente, ontwikkel jy dit? Weet jy wat dit is? Wel, jy moet weet wat dit is. Doen jy dit? Is jy besig om dit te ontwikkel? Gebruik jy dit tot eer van die Here? Daar's 8 baie belangrike kritieke vrae wat jy hierin kan antwoord. So, ek hoop in hierdie week groei jy 'n bietjie verder in die plan, die purpose wat die Here met jou lewe het.